Goeiedag liefde en welkom by Beleef Gemeente se aanlyn diens van my pastoor Retief Boysen en die hele Beleefspan. Dit is vir ons 'n enorme voorreg om vandag saam met jou tyd te kan spandeer in God se woord. Dan kan ek jou sommer reguit iets vra. Is jy regtig hier? Ek bedoel, jy's ingeskakel, jy kyk, jy luister, maar jou hart en jou kop is dit op dieselfde plek as die skerm, né? Want dit is nogal 'n vreemdeling van ons tyd. Ons kan fisies in die oomblik wees, maar ons gedagtes is ergens anders. En as jy eerlik is, partykeer gebeur dit sommer in die eerste paar minute van vandag se boodskap. Jy begin luister en toe ping, daar raas jou foon. Of jy dink, as ek net gou hierdie ding klaarmaak of gaan daai ding net aanpak, dan sal ek verder luister. Of jou kop hardloop na môre se druk en vandag se spanning, of net iets wat net aan jou trek, aan jou knaag. Nou, ek wil net vir jou sê, jy is nie alleen nie. Ons almal ken daardie gevoel. Party steel, ons foon steel ons aandag, party is dit stres wat ons aandag steel, partykeer steel die gedagte van die toekoms ons aandag, miskien knaag die verlede aan ons, né? Maar God wil vandag iets in jou hart bevestig. Hy roep jou terug na die nou toe. Hy roep jou nie terug na die nou toe om jou te veroordeel nie, hy roep jou terug want hy wil iets in jou hart doen. Nou ek wil iets vir jou sê, jy kan nie die volheid van God se teenwoordigheid ervaar waar jy nie is nie. Jy kan nie Jesus volg waar jy nie is nie. Jy kan nie mense lief hê soos Jesus hulle lief het waar jy nie is nie. Met ander woorde wat ek vir jou probeer sê is dat jou kop en jou voete moet op dieselfde plek wees. So voordat ons enigiets anders te doen, wil ek jou uitnooi, neem net 'n oomblik, haal net lekker diep asem en sê vir jouself, Here, ek is hier. Ek is hier. Net daar waar jy sit op jou bank in jou kamer, miskien kyk jy die boodskap in jou kar of in jou kantoor, en ek moet jy werk, maar sê dit net saggies, sê dit net eerlik, Here, ek is hier. En ek wil hê dat jy dit met sommer as jy 'n kans kry, net in die kommentare net intik, sê, Here, ek is hier. Tik dit daar onder in die YouTube video, tik dit net in. Nie omdat God nie weet nie, God weet jy is hier, maar omdat jy vandag bewuslik kies, jy kies om hier te wees, want die realiteit is, party van ons is hier nou, maar as ons nie versigtig is nie, gaan ons nie lank hier bly nie. Ons gedagtes gaan wegdryf, ons aandag gaan versplinter en voordat ons weer sien, is ons net ons is terug in daai ratreis en jou brein hardloop. En dis presies hoekom hierdie boodskap vandag so uiters belangrik is. En ek wil vandag begin met 'n teks wat dalk vir jou effens onverwags kan wees, is daai eerste wonderwerk by Jesus se bruilof, of nie by Jesus se bruilof, by die bruilof, en die konteks is, en is eintlik 'n ongelooflike verleente wat die gasheer beleef het by hierdie bruilof, is 'n feesviering, hulle wyn het opgeraak, en Jesus se ma sê vir hom, Jesus, jy moet iets doen. En Jesus sê vir die diensknegte, gaan kry daar die groot kruike net daai groot is, en dan vul julle dit met water. Nou dit was nie klein houers nie, dit was nogals massiewe houers, en Jesus sê, toe skep nou, nadat hy sy ding gedoen het, hy sê, skep nou uit en vat dit vir die seremoniemeester. Nou ek dink hierdie diensknegte is half onseker, hulle weet nie wat gaan aan nie. Maar kom ons lees gou saam in Johannes 2 vers 8 waar dit gebeur. Toe sê Jesus ook nog vir hulle, skep nou daarvan uit en vat dit vir die seremoniemeester. Hulle het dit gedoen. En dan sê die seremoniemeester vir die bruidegom, hy sê die volgende, ons lees dit in vers 10, elke gasheer sit volgens gebruik eers die goeie wyn voor, en wanneer die gaste nie meer so goed kan onderskei nie, die swakker gehalte, jy het egter die goeie wyn tot nou toe teruggehou. Nou ek het altyd gedink dat hierdie teks sê eintlik iets anders, dit amper soos daardie, jy het die beste gehou vir laaste. Nee, ek dink baie van ons lees dit so en ons interpreteer dit so, maar dit is nie eintlik wat daar staan nie. Dit sê, jy het die goeie wyn tot nou toe teruggehou, tot nou toe, in hierdie oomblik. Met ander woorde, die beste is nou. En dis ook die titel van vandag se boodskap, jou beste dae is nou. Nou, net vir julle 'n bietjie reeks konteks te gee, ons is nou in ons 3de week van hierdie reeks 'n beter manier, en as jy nou die eerste keer inskakel by ons, baie welkom, ek hoop jy geniet dit saam met ons. Nou, ons kyk spesifiek in hierdie reeks, na die manier hoe Jesus geleef het, nie net die waarhede, of die waarhede wat hy geleer het en uitgeleef het, maar spesifiek die manier hoe hy geleef het. En een van die opvallendste eienskappe van Jesus se lewe is nogals die volgende, maak nie saak met wie hy gepraat het nie, maak nie saak waarheen hy op pad was nie, en waarmee hy besig was nie, of wat hy gedoen het nie, hy was altyd ten volle teenwoordig, hy was volledig daar, Engelsman sal sê, hy was completely present, he? Hy het geleef met wat ek neem 'n onverdeelde aandag in die oomblik.
Nou ek wil jou vinnig 2 stories net wys, elke as 'n illustrasie en hulle gebeur direk na mekaar. Die eerste een is die storie van 'n blinde man. Jesus was daar naby Jerigo, groot skare, se stad is besig, dis loud, daar's 'n klomp dinge aan die gang en daar is hierdie blinde bedelaar Bartimeus. En hy roep uit, ons lees dit in Markus 10 vers 47. Seun van Dawid, Jesus, wees my barmhartig. Nou, die disippels is beduidend geïrriteerd. Jesus, besig, hy het dinge om te doen, op pad ergens heen, hy's belangrik, hy het 'n kalender, hy het 'n klomp dinge op sy dagboek, en hy doen groot belangrike werk. Hy gaan nie stop vir hierdie ou langs die pad nie, hierdie arm bedelaar. Maar Jesus doen iets wat die wêreld eenvoudig net nie verwag en sekerlik sy disippels ook nie. Hy stop, hy staan stil. En hy gee vir een seer mens, een gebroke mens, sy volle aandag. Jesus vra hom, wat wil jy hê moet ek vir jou doen? En die man antwoord, dat ek kan sien. Jy kan maar gaan, sê Jesus vir hom, jou geloof het jou gered. Nou 2 dinge tref my nogals hier, dit raak my hart. Eerstens, Jesus genees hom, dit is 'n wonderwerk, en dit is so mooi, dit is so ongelooflik, nee. Nou die tweede ding is Jesus stop vir iemand wat niemand anders te voortyd gehad het nie. Iemand wat uitgeskuif is uit die samelewing, en hy staan stil en hy is ten volle teenwoordig, nee. Nou, daar's nog 'n storie in wat ons lees in Lukas, en dis die storie van Saggeus. Kyk gou wat sê dit. Jesus het Jerigo binne gegaan en deur die stad gestap. En daar was iemand met die naam Saggeus. Hy was 'n hooftollenaar en 'n ryk man. Nou wat ons raak lees, is Jesus is besig om deur te beweeg deur hierdie besige stad. Hy is weer eens op pad ergens heen, maar hy stop weer. Hierdie keer nie vir 'n arm man wat blind is en bedel nie, maar vir 'n ryk man. Hy's wel korrup, hy's 'n tollenaar. Nou wat my so mooi is van hierdie storie is Jesus stop. Hy stop nie net vir die down and out nie. Hy stop ook daar vir die up and out, nee, daai manne wat down and out is, hulle is op hulle laaste, daar's geen, maar die up and outs, is die manne wat hulle floreer in die samelewing, nee. Hulle lyk of dit is die mense wie ons baie keer beny, maar nog steeds hierdie man Saggeus, hy sit aan daai boom en hy begeer eintlik wat Jesus bied, ewige lewe, verhouding, vrede, versoening, nee. Nou, wat my so mooi is van dit, maak nie saak waar jy vandaan kom nie. Hoe sleg jou bagasie is, hoe vuil, hoe swaar, hoe ryk, hoe skuldig, Jesus sien jou. Saggeus was 'n tollenaar en in daardie kultuur was dit een van die mees gehate mense. Hy vat belasting, nee, en dan voeg hy nog ekstra by, hy byt mense uit, hy steel die verskil. En Jesus roep hom op sy naam en Jesus nooi homself basies oor vir ete. Nee, en Jesus sê in sy teenwoordigheid gebeur daar iets diep in Saggeus se hart. Nee, Jesus is by hom, hy's by hom. En wat gebeur as Saggeus kom tot bekering? En in daai oomblik verander sy hele lewe. Hy sê eintlik, as ek dit in my eie woorde kan sê, Here, ek gaan die helfte van alles wat ek het, gaan ek 4voudig terugbetaal. En dan sê Jesus vir hom die volgende in Lukas 19 vers 9. Vandag het daar verlossing vir hierdie huis gekom, omdat ook hierdie man 'n seun van Abraham is. Die volgende vers, Jesus kom bevestig eintlik hoekom hy gekom het, nee. Kyk gou wat sê vers 10. Ek, die seun van die mens, het immers gekom om wat verlore is te soek en te red. Jesus leef met onverdeelde aandag in die oomblik. Hy stop en hy gee vir mense een van die grootste geskenke wat jy ooit kan gee, jou aandag en jou liefde. Nou, ek wil ook so wees, maar eerlik, ek is nie altyd so nie. Ek wens ek was so, maar ek is nie altyd so nie. Ek bid al vir 'n ruk. Here, help my om teenwoordig te wees in die oomblik van wat voor my is, om die mense voor my raak te sien, dat my kop sal wees waar my voete is, nee. Nie net teenwoordig in die lekker oomblik, in die groot oomblik, in daai wow oomblik, nee. Ek wil teenwoordig wees in al die oomblikke, selfs die irriterende oomblikke. Hoeveel van julle leef in 'n seisoen waar daar baie irriterende oomblikke is, nee? Nou, moenie nou nie daardie persoon wat langs jou is, dalk as jy kyk jy saam met iemand of jy dink aan iemand spesifiek, nee. Maar ja, ons almal gaan deur, dat ons almal beleef dat daai irriterende oomblikke. Nou as ek weer 'n voorbeeld kan gee, my kindertjies is nou 10 en 12 en ek moet sê hulle raak nou verskriklik oulik. Juist omdat hulle raak nogals baie handig rondom die huis. Hulle kan al goedjies doen en my oudste een is sy's regte pluggie en sy hou daarvan om te help met dinge en seker te maak alles loop reg, nê. Maar en is nie noodwendig verby vir ons nie. Ek bedoel my kinders is nog klein, maar daar's tye wat ek in die huis inkom, miskien is dit 'n Saterdagmiddag en kom in daai sitkamer in en is chaos. Daar's oral speelgoed en Lego en is net soos
yes, dit was nou 'n besige week en jy stap by die huis en jy moet al boorgoeters klim of dalk is jy in 'n ander fase, jou kinders is dalk baie kleiner en jy slaap nie en dis baie bietjie huil en is doeke wat jy moet omruil en dis net taaf, nê? En of jy is in 'n seisoen waar jy ry werk toe en jy's moeg vir die verkeer en dit goeters, nê? Maar as ek dan terugkom met die kindervoorbeeld. Jy stap in, jy's frustreerd met al die goeders om jou en is net die mekaar. En onlangs het my ma so rukkie by ons kom kuier en sy het kort, as sit sy my neer en sê van jy moet meer aandag spandeer met jou kinders. En as raak ek geïrriteerd, sê want ek dink soos, okay, pa van die jaar, jy voel skuldig, jy doen nie genoeg nie, jy is nie genoeg teenwoordig nie, my hart bid ek wil meer teenwoordig, ek wil beter pa wees. En dan kom hy dan sê my ma eintlik 'n ding en dis maar net die waarheid. So vinnig gaan daai seisoen verby. Jy is nog geïrriteerd oor die speelgoed en die de mekaar huis en voor jy jou oë uitvee, is jou kinders uit jou huis uit. En dan stap jy in en is netjies en is skoon en jy dink like, yes, uiteindelik, die huis is nou onder beheer en is skoon. Maar as die huis ook stil, daai gelag en daai geskerts en daai op en die af oomblikke, dis ook net weg. Want die waarheid is, geliefde, party van ons kla vandag oor oomblikke wat ons môre gaan mis. En dis maar die beginsel. So, ek wil jou vra, is jy nog hierso? Is jy nog met my? Konsentreer jy, is jy nog hier? As jy hier is, sê ek weer, nee, sê net, ek is hier, sê dit hardop, ek is hier. Die rede kom ek so hamer op dit, statistieke is nogals interessant. Miskien het party van julle dit al gehoor, daar was 'n Harvard studie wat gedoen was, waar hulle gevind het dat 47% van die tyd is mense se kop nie waar hulle voete is nie. Dit is byna die helfte van jou lewe, is jou gedagtes iewers anderste as waar jou voete is. En een van die grootste vyande vandag wat ons aandag sal aftrek, ek dink ons almal kan 'n argument maak, is seker maar selfone. Nou, studies het bewys dat die gemiddelde selfoongebruiker raak omtrent 2617 keer per dag aan hulle fone, né? Dis verskriklik baie. En dan die top 10% van gebruikers, en daai ouens wat regtig gaan vir excellence, wat top gaan, hè. Hulle is 5400 keer per dag wat hulle vat aan hulle fone. Dis ongelooflik mal, né? En as dit nie jou foon is nie, dan speel jou kop half speletjies, jou kop raak besig met dinge, né? Maar ons is so besig met ons fone en dis né, en dan hierdie speletjies in ons koppe. Daar's twee speletjies wat ek kan dink, né? Die een speletjie is die wanneer dan speletjie, né? Dis daai ding van wanneer dit gaan gebeur, dan sal ek. Nee, wanneer daai ding gaan gebeur, dan sal ek gelukkig wees. Wanneer ek klaar is met skool, dan sal ek die lewe begin geniet. Wanneer ek klaar gestudeer is, dan sal ek die lewe begin geniet. Dan kry jy skuld en jy het studieskuld en dan jy karskuld en as ek net my huis kan afbetaal nie, wanneer ek trou, dan sal ek gelukkig wees. Wanneer ek kinders kry, wanneer ek nie meer hoef doeke te ruil nie, wanneer hulle groot is eendag, nê, en dan skielik wens jy jou hele lewe weg. Jy wens dit net verby want jy wag net vir dan eendag, nê. Maar geliefde, moenie mis wat jy nou het terwyl jy jaag vir wat jy later wil hê nie. Dan is daar die wat as speletjie. Wat as ek nie slaag nie? Wat as ek nie inkom nie? Wat as ek nie die werk kry nie? Wat as? Net wat as? En dan kom sê Jesus vir ons iets so kosbaar in Matteus 6 vers 34. Moet julle daarom nie oor môre bekommer nie. Môre sal sy eie bekommernisse bring. Vandag se moeilikhede is vir een dag heeltemal genoeg. Jesus sê nie, ek en jy moenie beplan vir môre nie. Hy sê net, moenie worry nie. Moenie so angstig wees oor môre nie. Hoekom dink jy is ons dikwels so nie teenwoordig nie, né? Hoekom is ons juist so? Want partykeer is ons is net afgelei. Fone en TV en sosiale media. So die Engelsman sê ons is distracted, preoccupied, né? Maar ek glo een van die diepe redes oor hoekom ons so maklik afleibaar is of afgelei lewe, is eintlik ons kort geloof. Kom ek verduidelik. Ons sit vas in 'n verlede wat ons nie kan verander nie, of ons is bekommerd oor 'n toekoms wat ons nie kan beheer nie. Nee, hoor jy daai? Ek wil dit sommer vinnig net weer sê. Ons sit vas in 'n verlede wat ons nie kan verander nie, of ons is bekommerd oor 'n toekoms wat ons nie kan beheer nie. Ek het nogals ontdek, die enigste manier om teenwoordig te wees werklik in die oomblik, is ek en jy moet leer om oor te gee en te vertrou. Oor te gee en te vertrou. Ek het ons gesê, dis 'n geloofsprobleem. En ek dink die probleem is, ons gee nie genoeg oor nie en ons leer nie om te vertrou nie. So, wat beteken dit? Gee oor die verlede
wat ek en jy nie kan verander nie. Te veel van ons is vasgevang in ons ou manier van dink en wees en skuld en skaamte. Ons moet dit oorgee. En ons moet vertrou wat God met ons toekoms, die toekoms wat ons nie kan beheer nie. Dis waar ons vertroue oorgee in die dag van môre. Dis nogals Jakobus wat vir ons kom leer dat ons lewens is nogals kort. Ons lewens is nietig, is broos, uiters kwesbaar. Kom ek lees gou vir julle wat sê Jakobus vir ons. Kom nou julle wat sê, vandag of môre sal ons na die en na die stad toe gaan en 'n jaar lank daar bly, of ons sal sake doen en wins maak. Julle weet nie eers wat die lewe môre vir julle inhou nie. Julle is soos die oggendmis. Dis vir 'n rukkie sigbaar en dan is dit weer weg. Daai is Jakobus 4 vers 13 tot 14. Nou, jou en my lewe, geliefde, dis soos mis. Dis soos 'n dampie. Daai wat jy blaas op 'n ruit, nee, en jy asem so op 'n ruit, dit verskyn en dan net wie oomblikke later verdwyn dit. Ek dink dan sommer aan 'n uurglas, nee, iets wat vir my uniek is van 'n uurglas is dat jy kan nie die sand stop nie. Nou moet ons al eintlik dink aan 'n ewigheidsuurglas, nee, nie die uurglas waarmee ek en jy speel nie, maar jy kan hom net omdraai, maar in hierdie metafoor, as jy nou met vir 'n oomblik jouself indink, daai uurglas is hier agter my en hy hardloop en ons kyk nou na daai uurglas, daar's daai sand hardloop uit en iets wat 'n ou nogals kan angstig maak is om te sien hoe daai sand net hardloop en jy kan eenvoudig net niks doen om dit te keer nie. Dit hardloop teen 'n sekere spoed, teen 'n sekere tempo en dit hardloop. En dan nog 'n ding, soos daai sand onder versamel en dit wat uitloop, ons kan nie daai sand eenvoudig terugdruk boontoe nie. Dis net nie hoe 'n uurglas werk nie. As die sand eers onder is, dan kry ons kry dit eenvoudig nie terug nie. Dis hoekom Dawid se woorde vir my in Psalm 118 vers 24 vir my so uiters kosbaar is. Kyk gou wat sê dit. Dit is die dag wat die Here gemaak het. Laat ons daaroor juig en bly wees. Nou hier is die waarheid. Jy kan nie gelukkig wees waar jy nie is nie. Met ander woorde, ek sê eintlik, jy kan nie Jesus dien waar jy nie is. Jy kan nie mense lief hê waar jy nie is nie. Met ander woorde, jou kop is nie waar jou voete is nie. Jy is nie teenwoordig nie. Die belangrikste oomblik is nou. So moet asseblief nie mis wat jy nou het, terwyl jy jaag vir wat jy eendag later wil hê nie. En om regverdig te wees, ek dink om net eerlik te wees, om billik te wees, nee, en ek probeer nou glad nie met wat ek nou gaan sê, om jou skuldig te laat voel nie. Ek raak ook afgelei. Ek is ook preoccupied, soos die Engelsman sê. My kop is gereeld met die volgende ding besig, eerder as om in die oomblik te wees. Nou hier is ek al klaar besig om te dink oor wat ek volgende bedoen en gesels dalk met iemand in jou kop hardloop na die volgende projek toe. Maar dink gou vir 'n oomblik aan Jesus. Ek wil nie terugvat na Jesus, die een wat ten volle teenwoordig was. As daar ooit 'n oomblik was waar hy kon in homself wees. As daar ooit 'n oomblik was waar hy kon sê, hoorie, los my uit. Ek ly, ek is in pyn, ek sien nie kans nie. Dan was dit op die kruis. En tog selfs daar op die kruis, bly hy ten volle teenwoordig. Hoe weet ek dit? Hoe kan ons dit sê? Daai misdadiger wat langs hom gehang het met hom gepraat en hy het seker meer gesê vir Jesus wat miskien opgeskryf staan, maar hy sê vir Jesus, Here, vandag waar u gaan wil ek gaan, onthou my net. En dan antwoord Jesus vir hom in Lukas 23 vers 43. Ek verseker jou, vandag nog sal jy saam met my in die paradys wees. Geliefde, selfs in sy pyn, daar is Jesus ten volle teenwoordig vir 'n mens wat hom nodig het. Nou ek weet nie vir wie dit is nie, maar jy kan nie Jesus dien waar jy nie is nie. Jy kan nie 'n goeie vriend wees waar jy nie is nie. Ek weet nie met wie ek praat nie, maar ek vertrou, ek praat met die meerderheid van ons. Jy kan nie 'n teenwoordige ma of 'n pa wees waar jy nie is nie. Jy kan nie 'n gesonde huwelik bou waar jy nie teenwoordig is nie. God het die beste daar vir jou nou. Nou kan jy sy genade ervaar. Nou kan jy sy barmhartigheid ken. Nou sy vergifnis ervaar en aanvaar. Nou sy krag ken en beleef. Nou in hierdie dag, in hierdie oomblik, kan jy sy teenwoordigheid beleef. God is met jou en met my, hy is met ons nou. En God sê vandag vir ons, jou beste dae is nou. So geliefde, ek wil jou net aanmoedig. Met hierdie reeks waarmee ons besig is, daar is 'n beter manier om die lewe te leef. En daai manier is die manier van Jesus. Dis waar ek en jy moet leer om op die tempo te kom
waar ons saam met Jesus stap, saam met hom wandel, saam met hom beleef, in sy rus, in sy genade ritmes in te beweeg. En werklik die Here toe te laat om in die nou vir ons teenwoordig te wees. So geliefde, ek wil jou net aanmoedig, maak nie saak waar jy is nie. Dalk is jy soos Bartimeus, jy voel uitgewerp uit die samelewing uit, onwaardig van enigiemand se aandag of enigiemand se tyd, want mense het jou al so hanteer. Dalk is jy soos Saggeus, jy het alles wat jou hart kan begeer, jy is op die kruin van die lewe wat sukses en sekuriteit omskryf, maar tog het jy 'n diep begeerte om raak gesien te word deur iemand soos Jesus. En vandag, of jy arm is, of jy ryk is, of jy gebrek het en of jy gesond is, maak nie saak waar jy is in jou lewe nie. Jesus staan vandag by jou stil en hy sien jou raak. En hy wil vandag vir jou sê, jou beste dae is nou. So geliefde, as ek kan afsluit met hierdie, laat ons ook nie probeer die wanneer dan lewe probeer najaag. As ek eers dan daarby uit sal kom, of as ek eers net 'n beter mens is, dan sal God my raak sien nie. Geliefde, daai is leuns, daai is 'n valsheid. So ek wil jou aanmoedig dat jy vandag net saam met hierdie sal bid. As jy wil teenwoordig wees, teenwoordig wandel, die beste dae nou beleef, bid net hierdie saam met my. Hemelse Vader, ons loof U, ons eer U en ons dank U dat U vir ons sê in Psalm 118 dat die dag van die Here is nou, die beste dae is nou. En U het gekies om vandag te maak. Mag ons nie vasgevang wees in ons verlede of angstig oor die toekoms nie, maar werklik weet dat in die nou is waar U is. En dis nou hier waar die lewe saak maak. Here, ons lewe nou. En daarom vra ek, Here, in ons lewens waar ons lewe, mag ons ophou lewe vir onsself, vir ons eie begeertes, ons eie gedagtes, en ons eie ywers, ons eie pogings, en eerder toelaat dat U langs ons inkom en ons lewens werklik kom transformeer. Mag ons soos Bartimeus en Saggeus uitroep na U, want ons sien raak, ons beleef dat U is die weg, die waarheid en die lewe. U is die enigste rede hoekom die lewe sin en betekenis kry. En daarom is my gebed vandag, dat ons vertroue sal plaas in U, nie net die werk aan die kruis nie, maar ook die opstandingswerk, wat aanhoudend bly werk in ons lewens. En daarom vandag het ek vreugde in my hart, ek het vreugde in my gedagtes, omdat ek naby aan U kan wandel, juis hieroor. En daar's soveel ander mense, wat vandag sê, Here, ek wil ook naby aan U wandel. En daarom is my gebed, Jesus, dat U deur die groot genade en barmhartigheid ook so hulle harte sal vat, hulle sal vertroos, hulle gedagtes kom verkoop met die wete dat U is nou by hulle. Ons bid dit in die wonderlike, kosbare, mooi naam van Jesus Christus. Amen en amen. Geliefde, as julle nog met ons hier is, tik dit nou daar in die kommentare. Ek is hier. Gaan in vrede. Totsiens.